Goeienaand gemeente. Het is 'n baie groot voorreg vir my om hier vanaand te wees. Soos Daniel gesê het, is ek dosent by Genote College. Ek doseer daar so teologie en ek het die moeilike taak om die week af te sluit nadat ek net een keer hier kon gewees het, want ek het gisteraand in maandag aan klas gegee. Maar dit was ook 'n voorreg. Ek het al baie goed saam met Daniel deurgemaak. Trips in Afrika in, maar nog nie 'n kansel met hom gedeel nie, so dit is my baie groot voorreg, my broer, dankie vir jou tyd en jou aandag en jou liefde wat jy in die week ingesit het. Ek het ek dink julle sal nou verstaan hoekom ek dit nou so, die diens so begin, maar ek het geleer om in my stilte tyd te probeer afskakel en bietjie bewus te word van my eie gees, voordat ek probeer inskakel in God se gees en wat hy vir my wil sê. En ek wil vanaand ook graag so begin en ons in gebed lei. Dalk is dit iets wat jy ook in jou lewe kan gebruik om vorentoe te gaan. So dit is 'n gebedspraktyk wat ek ingeoefen het en ek wil graag die diens vanaand so begin. So wat ek gaan vra om jy doen is, sit lekker gemaklik op die bank, met jou voete op die vloer en jou hande in jou skoot, en dan maak jy jou oë toe, en dan begin ons net om so 5 keer lekker diep asem te haal. Ons is aan die aand van 'n lang dag. Dalk is jy moeg of frustreerd na jou werksdag. Dalk is jy bekommerd, dalk is jy dankbaar. Dit is goed dat jy vanaand jou dag afsluit in die kerk. En ek wil vir jou vra om net so 'n bietjie in jou gedagtes te sit met waarmee kom jy vanaand hier aan? Wat 'n dankbaarheid en mooie herinneringe, maar wat 'n frustrasies en moeilikheid kom sit jy vanaand hierso voor die Here? Terwyl jy bewus is van dit wat in jou eie lewe aan die gang is, wil ek jou ook uitnooi om terug te kyk saam met my na die week waar ons glo dat die Here met ons kom praat het oor sy gees en die kerk. En terwyl jy so sit, probeer bewus word van die oomblikke in die laaste week se reeks, waar jy gevoel het die Here het jou siel aangeraak. Dalk is dit net 'n nuuskierigheid of 'n opgewondenheid wat saggies by jou kom sit het. Ek gaan stadig deur die week beweeg en dalk onthou jy iets wat jy voel belangrik is. Die week is begin met Handelinge 17. Met Paulus wat mense ontmoet en ons het geleer dat God werk daar waar die kerk nog nie is nie. Die Sondag aand was dit Handelinge 9. Ons geleer het dat die vroeë kerk moes oop wees vir mense, selfs wat hulle vervolg het.
Ons het ook stilgestaan by Handelinge 10. En daar het ons gehoor dat die Here selfs mense nooi wat deel was van die regering wat Jesus gekruisig het. Ons het ook stilgestaan by Handelinge 15, waar die vroeë kerk moes worstel tussen ou Joodse tradisies en wette en 'n nuwe familie met nuwe reëls, waarin God daai kerk uitgenooi het. En gisterand het ons stilgestaan by Handelinge 20, waar ons gehoor het hoe die Gees ons stuur na moeilike plekke toe en ons uitnooi om getrou te wees, nie omdat ons gemaklik is nie, maar omdat ons geroep is om 'n evangelie uit te leef. Here, dit is met nederigheid dat ons harte rig na U toe vanaand. Here, en ons bely dat U Gees in ons werk, al is dit ook so dat ons soms so geskit word deur hierdie de mekaar wêreld, dat ons nie daai stem van U Gees kan hoor nie. Here, ons vra nou dat U vir ons vanaand ook kom lei in die Gees, om oop te word vir die avonture waarin U ons roep. Selfs al is ons nog steeds nie bewus daarvan nie. Dankie vir die gemeente, vir Bernard en sy kollegas. Here, seën ons in hierdie tyd dat ons sal leer wat dit beteken om gehoorsaam te wees aan U wil. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek gaan lees uit Handelinge 2 uit. En ons eindig by die begin. Dit is vers 1 tot vers 13 as jy jou Bybel oopslaan. En dit is die storie van die uitstorting van die Gees. So kom ons lees saam. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees. En hulle het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop te spreek. Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daar die geluid opklink, het die menigte saamgekom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal nie wat daar praat dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons, Parthe en Meders, Elamite, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Friege en Pamfilië, Egipte en streke van Libië in die omgewing van Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en proseliete, mense van Kreta en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Almal was verstom en verward en hulle het mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? En ander het weer spottend gesê, hulle is vol soetwyn. Ons lees tot sover. Ek dink waarmee ons groot geword het, of althans waarmee ek groot geword het, is ons almal dra 'n ontsettende diep verstaan van die roeping van die kerk.
en dat ons gestuur is om die evangelie in die wêreld uit te dra, en die boek van Handelinge is die storie van hoe daai begin, die sending van die kerk ontwikkel het en voete gekry het en dan deur die apostels en die disippels ingedra is in die wêreld. Ons ongelooflike stories van genesing en bekering, van kerke wat geplant word, van gelowiges, families wat gedoop word. Maar een van die goed wat my getref het in my lewe is, ek het verskriklik nuuskierig geword oor die gestuurdheid van die kerk en hoe daar eintlik twee bewegings is in God se roeping. Dit is so dat God ons roep en ons stuur in die wêreld in as disippels om sy koninkryk te gaan verkondig en te getuig en te wys vir mense. Maar dit is ook so dat in hierdie beweging God ons roep om self te verander. Al die verhale wat ons hierdie week geleer het oor is verhale van waar die kerk geleer het hoe om kerk te wees terwyl die kerk gestuur is. Die ervaring wat Petrus en Cornelius gehad het. Dit is nie asof Petrus teologie handboek op gaan swat het oor hoe werk ek nou met Romeine nie. Wat is die EE3 kursusie wat ek met oor Romeinse soldate moet opswat en dan kan hy nou gaan nie. Die Here stuur hom en in daai gestuurdheid kom hy self tot inkeer. En ek dink vir die kerk is dit 'n ontsettende belangrike vaardigheid gewees om aan te leer, en dit is dat ons in ons gestuurdheid soms bekering ervaar. Ek dink dit klink dalk veral in westerse kerke as 'n baie vreemde konsep, want die sendinggeskiedenis vertel van stories van sendelinge wat net oor grense gaan en kerke gaan plant en so. En eintlik maar 'n soort persoonlike interpretasie van wat die koninkryk gaan wees daar probeer gaan neersit met verskillende soorte suksesse. Maar in daai sendelinge se stories kom ons agter dat die Here hulle ook tot diep verandering gebring het in hulle spiritualiteit en hulle disippelskap, hulle geestelike lewe. Maar eerder as om 'n lesing te gee vanaand oor die maniere van hoe die Gees in Handelinge werk en ons almal tot vernuwing roep, het ek gedink dit sal beter wees as ek 'n klomp stories uit my eie lewe vertel vir julle wat ons dalk kan help om 'n bietjie in te sien oor hoe die Gees in Handelinge in die kerk gewerk het. Ek doen so met verskriklike groot besef en nederigheid. Julle almal weet nou ek is 'n dosent in teologie. Maar as ek moet eerlik wees oor my eie reis met die Here en my eie roeping, dan moet ek sê, daar's ons groot oomblikke in my lewe wat vir my toegang gegee het tot my teologie. Ek het nie God in handboeke leer ken nie, ek het God leer ken in intense, groot ervarings wat ek as heilig beskou. En ek dra die oortuiging dat God so met ons almal werk. So ek sal een storie vertel van iemand anders vir ek my eie stories te doen het. Ek weet nie of van julle sal ken nie, Bernard, ek weet nie, het jy op Stellenbosch geswat? Het jy by Hendrik Bosman klas gekry? Okay. Hendrik Bosman is 'n Ou Testamentikus op Stellenbosch. Ek was 'n student gewees in sy laaste jaar voor hy afgetree het. Nou vir die van julle wat al ooit Hendrik Bosman gehoor het, klas gee of preek of so, hy is die definisie van 'n aktuaris. Dis wit en swart. Maar hy het Ou Testament gegee. En sy roepingsverhaal, hy vertel, hy was ingeskryf by Stellenbosch om te gaan medies swat. En in die Desembervakansie toe is hy op 'n uitreik gewees. Ek dink dit was Oos-Kaap toe. En op 'n Sondag is hy in die kerkie daar by die erediens en hulle aanbid in die kerk gaan aan en hy hoor 'n babietjie huil buite.
En hy stap uit die kerk uit. Dan moet julle mooi hou, die grootste aktuarius wit en swart rigiede persoon en wat jy ken, hou daai persoon in jou kop, hy's erger as hulle. Hy stap uit die kerk uit en hy sien voor die deur van die kerkie 'n babietjie op die vloer wat huil. En hy dink by homself, maar die mamma is seker gou net ergens om iets te gaan haal. En hy uit instink uit tel hy die babietjie op en hou hom vas. En hy vertel, toe die babietjie aan sy bors raak, toe weet hy gaan 'n dominee wees. Daar is nie teologie vir handboeke wat dit verduidelik nie, julle. Daar's oomblikke in ons lewens waar die Gees deur alles wat ons opgebou het om onsself te beskerm breek en ons kom aanraak en jy is nooit weer dieselfde nie. En my eerste ervaring van dit was gewees toe ek 16 jaar oud was. Ek gaan nou nie daai storie vertel nie, want ek het 'n opdrag gekry van Daniel om te fokus op Afrika. So ek gaan vir julle 'n paar stories vertel oor hoe dit in my lewe gebeur het en wat ek geleer het uit hierdie, kom ons noem dit nou maar, vir my sal ek dit beskryf as bekeringservaring. So, ek sê dit bekering nie in die sin van dat ek nie 'n gelowige was nie, ek het groot geword in die kerk, my pa was altyd op die kerkraad gewees, ek het my ma het gaan teeskink na dienste, so ek het groot geword in 'n Christelike huis en so. Maar ek het nie noodwendig verstaan wat dit beteken om 'n disipel te wees nie. Die gewig en die mooi en die grootheid daarvan. So nadat ek begin teologie staat het op Stellenbosch, was ek deel gewees van 'n gemeente daar en hulle het verlang uitreike beplan na Mosambiek toe en dit het toe stil geraak en die gemeente het nie meer gegaan nie, maar nog steeds die sending daar ondersteun. En ek is 'n nuwe teologie student en ek weet nie of julle dit weet nie, maar as jy eerste jaar teologie student is, dan gaan draai jy jouself asof jy 2 doktersgrade het, so jy weet alles en jy wil alles doen. En met bravade het ek ja gesê om weer te probeer om hierdie uitreik aan die gang te kry. Ons het mooi aan dit beplan en toe met 'n groep 20 studente opgegaan in Julie maand 2012. Mosambiek toe. Dit was 'n ongelooflike ervaring vir die groep mense gewees. Ons het daar gebly, ons het tolke gehad wat in Portugees en Shona met ons kon gepraat het, die gasvryheid van die mense daar ervaar. Julle gemeente sal weet wat ek verstaan as jy praat van gasvryheid en die aanbidding van daai mense, en dit was net 'n baie goeie ervaring gewees. En ons het toe ons terugkom, ons was so geïnspireerd gewees deur die ervaring van die studente, dat ons besluit het om daai selfde Desember weer terug te gaan. Ek het toe 'n kleiner groepie mense genooi, ons het die Desember vakansie van daai selfde jaar weer teruggegaan na dieselfde plek toe, en daar week spandeer. En een van die tolke wat ons gehelp het in die Junie vakansie, wat ek nogals lief vir geraak het, was nie daar nie. En ek vra toe eendag, terwyl ons nie tussen die mense is vir die sendeling oom, waar is die ou? En hy so 'n bietjie geskit deur my vraag, en hy sê, ek kan nie nou vir my sien, ek moet die aand na sy huis toe kom. Ek het al gelos die aand, as ek toe na sy huis toe, en ek vra toe vir hom weer die vraag, en hy sê vir my, hy vertel vir my storie van wat gebeur het met ons in die Julie vakansie toe ons daar was. Ons het huisbesoeke gedoen en by die mense gaan eet, en dan die tolke het ons gehelp om bietjie die mense te verstaan, hulle kultuur te leer ken, hoe hulle geloof verstaan, te help bid en so. En die toevallig die aand was ons by die tolk se huis gewees. En op pad terug het hy en een van die studente aan die praat geraak, en die student sê toe vir hom, so baie dankie vir jou gasvryheid, dit het so baie vir ons beteken, as jy ooit in Suid-Afrika is, kom klop by my deur, en ek wil graag vir dieselfde wys. Die sendeling as gevolg van hulle kultuur en hoe hulle die Bybel verstaan, vat dit toe as 'n letterlike uitnodiging om vir die ou te kom kuier. Die volgende dag, terwyl ons daar was, het hy na die sendeling toe gegaan en gesê, die mense het my genooi om by hulle te kom kuier, ek moet gaan, ek wil verlof insit. En toe moes die sendeling om vir hom vertel, maar dis meer 'n sentimentele ding gewees as 'n letterlike ding. En die tolk het 'n geloofskrisis
ervaar en hy is weg by die sendingstasie. En salig onbewus het ons aangegaan met die uitreik, ons het teruggekom Desember, niks geweet van hierdie goed nie. Maar toe hy vir my die storie vertel, toe is het asof daar hierdie donker wolk van skuldgevoel op my neergedaal is. Ons kan nie terugkom nie, toe ons gaan na plekke toe en ons het die beste intensies, maar omdat ons so min verstaan van die mense en hulle taal en hulle kultuur, gaan jaag ons maar eintlik net daaraan. En ek moes teruggekom het na die gemeente toe en vir hulle verduidelik, hoor jy het nou goed skeef geloop en ons moet regtig ondersoek instel of ons enigstens hierdie vennootskap met hierdie gemeenskap moet aanhou. Ons het toe in 'n baie deeglike onderskeidingsproses gegaan en hulle toe besluit, maar nee, ons moet aangaan, maar ons moet hierdie uitreik ding heeltemal herontwerp. En so het my reis begin, en dit is nou ook waar ek my idee oor gedoen het, om nuwe maniere van uitreik te ontwerp, wat twee goed doen. Eerstens is om ruimtes te skep waar mense met genoeg vaardighede oor grense kan gaan, sodat hulle nie gaan aanjaag nie, mense nie seermaak nie. Maar tweedens, om hierdie gestuurdheid so te ontwerp dat ons eie disippelskap, die mense wat gaan, vernuwe word deur dit. En so oor die jare het ons gegaan in hierdie proses verfyn en so. Een van die ek sou nog twee ervarings wat ek in Mosambiek gehad het nadat ons die ding ontwerp het. Ek werk eendag op 'n dak saam met 'n teologie student wat daar in Mosambiek swat, 'n Mosambieker. En sy Engels is gebroken, my Portugees is nie bestaan nie. En hy begin vir my vra wat doen ek en waar bly ek en so, en ek vertel vir my ek gaan 'n dominee wees en ek swat teologie en ek bly op Stellenbosch en al die goed. En sy volgende vraag aan my is, en wat doen jou buurman? Ek het op daai stadium in 'n woonstelblok in Stellenbosch gebly en ek kon nie vir hom sê nie. Want wie van ons ken ons bure? En ek sê toe vir hom eerlik, ek bly in hierdie groot woonstelblok en daar's baie studente en ek ken nie die mense regtig nie. En hy sê vir my, maar hoe kan jy 'n dominee wil wees as jy nie weet hoe om jou naaste lief te hê nie? Nou, mens kan dit wegverduidelik, om te sê hy verstaan nie die konteks nie, hy verstaan nie Suid-Afrika nie, of jy kan sê, dis die waarheid. Die Bybel is duidelik oor dit. Jy moet jou naaste lief hê, en jy kan jou naaste lief hê deur om net vir hulle in jou kop te bid nie. Dit moet sigbaar wees. En op daai dak, op daai somersdag, het ek tot bekering gekom oor my naaste. En daai verhaal, dis amper soos wat Paulus sê, ek was blind en nou kan ek sien. Dis asof 'n wêreld vir my oopgebreek het om my vry te maak van goed wat ek gedink het die waarheid is, maar eintlik besef het, maar ek sis myself in dit, dat disippelskap regtig baie meer is as wat ek gedink het dit is. Volgende keer toe ek gegaan het ons die voorreg gehad, en ek sê dit nou met groot sensitiwiteit, daar is plekke in Mosambiek waar daar nog Malaatse kolonies is en mense wat Malaatsheid het wat woon. So die spesifieke soort Malaatsheid, as jy gewonder het of dit bestaan nog steeds. Dit is 'n genetiese siekte wat jou senuweestelsel aantas. So jy verloor die vermoë om pyn te voel. So jy, veral as jy nou daar in die bos bly, dan steek jy jou vinger met 'n doringkie of ietsie wat baie klein is, jy voel nie, dit seer nie, dit kry infeksie, dit kry gangrene en dan later moet dit jou hand of jou voete afsit. En ek het die geleentheid gehad om aandete te eet saam met hierdie Malaatse persoon, sy naam is Swero. En hy het nie meer hande en voete gehad nie, en die sendingstasie het vir hom weeskinders gegee, om hom te help versorg. So hy was 'n pa gewees vir die weeskinders, maar die weeskinders het vir hom gehelp, sorg om kos te maak en die huis skoon te maak en so.
En soos wat 'n teologie student of 'n dominee doen, aan die einde van die gesprek toe vra ek vir my, waarvoor kan ek vir jou bid? En hy sê toe vir my, sonder dat hy daaroor dink, bid vir my dat ek weer kan seer kry. Nou julle in my hele lewe, alles van wat ek mee gevorm is as 'n gelowige in Suid-Afrika, het vir my geleer, jy moet weghardloop van pyn. Jy moet mediese fonds hê, jy moet pyngoed in jou kas hê, jy moet verbande hê. So hoe is dit dat hierdie persoon vir my daai vraag vra? En hoe lees jy die Bybel as Jesus malaatse mense gesond maak om vir hulle die kapasiteit van pyn terug te gee? Dit het my ongelooflik diep geraak, dat ek weer eens, soos op die dak, by daai gesprek uitgestap het, en ek was nie meer dieselfde mens nie. En so deur my lewe is daar verskriklik baie sulke stories wat ek vir jou kan vertel oor hoe ek tot inkeer gekom het, oor ervarings wat ek gehad het oor grense. Dit het my so diep geraak dat na my studies, na my meestersgraad, het ek besluit om vir 'n D in te skryf en empiriese navorsing te doen oor wat gebeur met jou? Wat gebeur met jou disippelskap, met jou geestelike lewe, met jou fisiese lewe, as jy so missionale ingesteldheid het? So ek het 'n groep studente gehad wat ek mee gewerk het, en ons het hulle Oos-Kaap toe gevat op 'n inryk. So net my PhD werk nie met uitreik nie, dit werk met inryk. So is 'n soort van 'n nuwe manier van uitreik. En een van die wonderlikste goed wat ek in my studie ervaar het, is van die studente wat by ons deel was van die studie, het na my toe gekom, nadat ek hulle uitgenooi het en gesê, my pa het gesê ek mag gaan, maar ek moet 'n mes saamvat, want daai mense is gevaarlik. En haar pa is 'n polisieman. En sy wys my in haar sak so 'n mes, so 'n Rambo mes, wat haar pappa vir gesê het, sy moet saamvat, en sy moet hom om haar nek dra. Nou weet ek is al verskriklik baie op uittrekker gewees, ek is voor die Here se naam, kan ek nie dat jy in daai gemeenskap met 'n mes rondloop nie. Die mense gaan dit as ontsettend onsensitief en as 'n aantuiging ervaar, as jy met 'n mes aan hulle gemeente kom ronddwaal. Dink net gou iemand stap nou hier met 'n mes in, hè? Ons almal gaan soos, wow. Ek het toe met haar 'n mooi gesprek gehad, met die pa 'n mooi gesprek gehad, en is ooreengekom, sy kan die mes saamvat, maar hy bly in haar sak. Sy het saam gegaan op die inryk, en sy het teruggekom, en sy het na die tyd 'n gesprek met haar pa gehad oor versoening in ons land. Die vrees wat sy gehad het in haar lewe, ook omdat hulle in hulle huis aangeval is, toe sy baie klein was, het haar disippelskap so oorweldig dat vrees haar roetemerke was vir disippelskap. Maar in hierdie spesifieke ervaring, dis niks wat ek gedoen het nie, het die Gees deur verskillende interaksies haar lewe aangeraak. En sy is nooit weer dieselfde nie. In hierdie reis wat ek ondergaan het in my lewe en in my studies, het ek besef dat die Gees van God werk regtig. Die Gees van God werk regtig. Dit verander mense, hy roep mense, hy stuur mense. Maar op 'n manier, in ons samelewing waar ons bly, nou hierso in die Parel, ek bly in Wellington, ons raak so gewoond aan die ritmes, die strukture, die gewoontes, die netwerke, die vriendskappe in ons samelewing, dat ons saggies amper doof raak vir wat die Here in ons eie wêreld doen, ons eie dorp doen, partykeer ons eie gemeente doen.
Dit beteken nie God werk nie, dit beteken net, ons is so gewoond aan hierdie plek, dat ons sukkel om raak te sien waar en hoe God werk. Maar as jy oor 'n grens gaan, dan is goed nuut. Jy's oop vir nuwe goeters, jy's sensitief vir nuwe goed. Jy luister beter. So my oortuiging is dat as ons wil kerk wees in Suid-Afrika, dan moet ons bereid wees om grense oor te steek in Suid-Afrika. Nie net vir die gemeenskappe waarheen ons gestuur het se voordeel nie. Dit is goed en wel so. Maar omdat ons moet leer om disippels te wees. Ons disippelskap moet verdiep. Ons moet hierdie land beter kan maak. Ons moet beter inwoners wees van die Parel, ons moet beter lidmate wees van hierdie kerk. So die hele studie en proses het my toe uitgebring by Daniel. En ons het 'n proses ontwerp wat ons met gemeentes werk. Ons werk met 'n paar gemeentes hier in die Kaapland Synode, waar ons vir maande lank reis met gemeentes om te vra, waarheen stuur die Here jou? Hoe stuur hy jou? En wat gebeur met jou as hy jou stuur? Een van die goed wat ons ontdek het, veral in my studie, is as die mense terugkom van 'n uitreik af, dan is hulle verstaan van hulle self beter. Hulle verstaan van God is beter. Hulle verstaan van hulle eie roeping is beter. En hulle verstaan van gemeenskap is beter. So oral waar ek gaan, sê ek vir mense, as jy 'n vraag het oor waar die Here in jou lewe wil werk, as jy 'n vraag het oor waar die Here in jou dorp werk, as jy 'n vraag het oor hoe jy jou disippelskap laat groei, gaan op 'n uitreik, gaan op 'n inreik. Ek weet julle gemeente is sterk betrokke in Natal en 'n klomp hulpbronne gaan daarin en so. Maar ek dra die oortuiging dat die Here ons kerk stuur om ons disippelskap in ons plaaslike gemeentes te verdiep. Soos wat Petrus gaan kuier het vir Kornelius en daarin geleer het om 'n beter disipel te wees vir die kerk. So in dit is daar 'n uitnodiging vir julle gemeente ook om saam met ons proses te reis. As ons kan na die tyd oor dit gesels of as julle ons wil teruggee, so sal ons meer as bereid wees om dit te doen. Maar ek wil regtig vir jou bemoedig en sê dat as jy vrae het oor die toekoms van ons land, oor die toekoms van die kerk, as jy party onderoggende wakker word en jy het nie so baie hoop nie, ek sien met my eie oë hoe die Here mense se lewens verander in ons land. Ek sien met my eie oë hoe gemeentes verantwoordelikheid vat, optree in hulle disippelskap in, hulle self verdiep in die evangelie, hulle gestuurdheid herontdek, en mense se lewens word verander, net soos wat myne is. Die rede hoekom ek hier so staan, is omdat ek die Here ontdek het oor grense. En soos wat ons hierdie Pinkster afsluit, as daar een ding is wat jy wil, of wat jy kan uitneem uit hierdie week uit, asseblief, hoor net hierdie. Die Gees van God werk in ons land. En hy wil hê jy moet deel wees van dit. Die vraag is net, leer ons vaardighede aan om na sy Gees te luister. Kom ons bid saam.